This at last I'll lay down. Well, I will cling to that old. Bid ook in die mooi naam van Jesus. En ja, die Here verwag van ons net ons bestes. En dit is wat ons vanmôre gaan gee. Ons gaan die Here ons beste gee. So as hande klap, dan doen ons dit op ons beste. As ons spring, dan doen ons dit op ons beste. Net nie julle bene breek nie, maar julle is baie welkom om dit te doen. Prys die Here. Oh, I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. You may have this whole wide world. I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. Oh, I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. You may have this whole wide world. I'll take Jesus for mine. Oh, I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. Oh yeah, I'll take Jesus for mine, and I'll take Jesus for mine. You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. Oh, I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. Oh, I'll take Jesus for mine. I'll take Jesus for mine. You may have the whole wide world, but I'll take Jesus for mine. He poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. Oh, I was bleeding and dying on the Jericho road when he poured in the oil and the wine. He poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road when he poured in the oil and the wine. Oh, he poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road when he poured in the oil and the wine. Oh, he poured in the oil and the wine. It was the kind that restoreth my soul. And I was bleeding and dying on the Jericho road when he poured in the oil and the wine. He poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. I was bleeding and dying on the Jericho road when he poured in the oil and the wine.
Prys die Here en sy grote naam. Prys die Here Van die aarde af, uit die see en van die berge af, prys hom bome, diere, plante en riviere, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here Vanuit die hemele, prys die Here, alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here van die aarde af, uit die see en van die berge af, prys hom bome, diere, plante en riviere, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here vanuit die hemele, prys die Here alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here vanuit die aarde af, uit die see van die berge af, prys hom bome, diere, plante en riviere, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here vanuit die hemele, prys die Here alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here Van die aarde af, uit die see, van die berge af, prys hom bome, diere, plante en riviere, prys die Here en sy grote naam. God is hier teenwoordig. Laat ons bid en nader. Hier waar ons voor ons vergader. God is hier teenwoordig. Heilig is die Here, buig en stilte hom te ere. Op wie hom roep, wie hom roep, Heer en Hemelvader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig. Laat ons bid Die Here, buig en stilte hom te ere. O wie hom roep, Wie hom roep,
is hier teenwoordig. Heilige is Here, buigen stilte om te eren. Sing het saam. Op wie omroep, wie omroep. Heer in hemel, Vader, kom nou allemaal nader. Wie omroep, op wie omroep, op wie omroep. Heer in hemel, Vader, kom nou allemaal nader. Op wie omroep, wie omroep. O Heer in hemel, Vader, kom nou allemaal nader. Prys die Here. Halleluja. Precious Father, we are thirsty. Pour out your Spirit on us today. Fill your people with your glory and change our hearts.
Sing hallelujah. Let living water flow over my soul. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. And change our hearts, Lord, in Jesus' name. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living waters flow over my soul. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living waters flow over my soul. Niks musikante nie, net die gemeente, net die gemeente. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living water flow over my soul. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living water flow over my soul. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living water flow over my soul. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living waters flow over my soul. Oh yeah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living waters flow over my soul. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Let living waters flow over my soul. Here, ek wil vanmôre bid en sê baie dankie, Here, dat U 'n verandering in ons harte bring.
Here, sodat ons kan sing halleluja, want ek glo en ek vertrou, Here, dat U hierdie lofoffer vanmôre ontvang het. En ek kan vir U vanmôre net baie dankie sê dat U ons raak sien. Ek wil baie dankie sê dat U die gemeente kom seën, Here. Ek wil dankie sê vir elke goeie gawe wat U aan elkeen van ons toevertrou, Here. Ek wil U loof en ek wil U prys in Jesus naam. Baie dankie, liewe Jesus. Halleluja. Karabashabababanda rabakusita rabayesu. Ishabanda labakasienda labakusurabasite. Here, baie dankie. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade in Jesus naam. Halleluja. Oh, there is a river that flows from God above. Oh, there is a fountain, oh, that's filled with His great love. Oh, come to this water. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. No, come on. Oh, there is a river that flows from God above. Oh, there is a fountain that's filled with His great love. Oh, come to this water. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. Gemeente, kom ek leer julle iets vanmôre. Maak gou vinnig toe jou oë. Elke een in hierdie plek, maak toe jou oë. Ek wil jou vra om jou hande in die lug en op te steek. Almal wat hier is teenwoordig. Nie skaam wees nie. Almal se oë is nou toe, niemand gaan jou sien nie. En ek wil gou vir jou leer dat God se Heilige Gees nie afhanklik is van 'n mens nie. Of van musiek, of van jou gevoelens, of van jou emosies, of van jou goedheid, of jou tekort van goedheid nie. Christus het die voorhangsel laat skeer aan die kruishout van Golgotha. Waar jy is, bid net en sê, Here, Here, U Heilige Gees. Laat toe dat hy vanoggend so deur jou spoel. Laat toe dat hy vanoggend deur jou waai.
Laat toe dat hy vanoggend jou vul. Laat toe dat hy vanoggend dit wegwas wat nie in jou lewe hoort nie. Laat toe dat hy vanmôre deur sy salwing die juk in jou lewe verbreek. Sê, Here, waai deur my. Here, waai deur my. O sabamnabati bendelebeti bechlebendebeti. Nooi hom net in. Raak net besig vanmôre met die Heilige Gees. Raak net vanmôre besig met die koning van alle konings. O sabamnabasi bendelebeshi bechlebendebeti bendebeti. Halleluja, halleluja, halleluja. O, prys die Here, prys die Here, prys die Here. Kebanabasi bendelebosh abanabatabasi bechlababatabach. Halleluja, halleluja, halleluja. O, dis lekker in sy teenwoordigheid. Jy kan jou sitplek neem vanmôre. Ons sal die beleggingsopname aan die einde van die diens doen. Maar nou moet ons eers hoor wat sê God se woord vir ons vanoggend. Die laaste woorde van Stefanus. En is so gepas in hierdie atmosfeer vanoggend, want ek weet die Here wil mense vanmôre vry maak in hierdie plek. Ek weet die Here wil vanmôre mense losmaak in hierdie plek. Amen. Wie in hierdie plek het nog nooit seer gekry nie? Wie in hierdie plek het nog nooit 'n teleurstelling ervaar nie? En kan ek jou gou vra, wie in hierdie plek het nog nie iemand anders seer gemaak nie? Of iemand anders teleurgestel nie? Almal van ons wat hier sit, het al ergens seer gekry. Almal van ons wat vanmôre in hierdie plek sit, is al teleurgestel. En weet jy, dis hoekom ons sing en sê, let living waters flow over my soul, want ons het seer. Ons het teleurstelling. Weet jy wat doen 'n kind van die Here en 'n wêreldling? Daar's geen onderskeid tussen die twee. Gewoonlik wanneer hy seer kry nie, hy raak ongelukkig en verbitterd en hy wil nie mense vryspreek nie. En dan wanneer ons sing, let living waters flow over my soul, dan kan dit nie vloei nie, want daar's 'n blokkasie. Maar vanmôre wil die Here laat die water in jou lewe vloei. Raak net eers ontslaaf van die blokkasie van onvergewensgesindheid. Amen. Raak ontslaaf van die blokkasie. Weet nie wat het julle nou gedoen nie, maar gaan terug na die eerste toe. Julle het hom gechange. Amen. Kom ons lees saam in Handelinge 7 vers 54 tot en met vers 60 uit die boodskap. Hoor wat sê hy? Toe die Joodse raad hoor wat Stefanus alles vir hulle sê, het hulle ontplof van woede. Maar hy was vol van die krag van die Heilige Gees. Hy het nie eens agtergekom hoe kwaad hulle was nie, want hy kon tot binne in die hemel sien. Stefanus het God daar in al sy heerlikheid gesien, en ook Jesus wat langs hom staan, toe sê hy hardop, kyk daar, ek kan tot binne in die hemel kyk, ek sien Jesus, die seun van die mens, hy staan op die belangrikste plek in die hemel, daar reg langs God. Na hierdie woorde het daar chaos losgebars, party van die raadslede het hulle ore toegedruk, omdat hulle nie verder na Stefanus se woorde wou luister nie. Ander het opgespring en op hom afgestorm. Hulle het hom gegryp en uitgesleep tot buitekant die stadsmure. Daar het hulle hom met klippe begin gooi. Party van die mans het hulle hemde uitgetrek sodat hulle Stefanus nog makliker onder die klippe kon steek. Hulle het 'n jong man met die naam Saulus gevra om hulle klere op te pas. Terwyl die klippe op Stefanus neergereën het, het hy gebid, Here Jesus, neem my nou na U toe. Toe het hy op sy knieë neergeval en hard uitgeroep, Here, moenie die sonde teen hierdie mense laat tel nie. Vergeef hulle. Dit was Stefanus se laaste woorde. Hy het daarna aan mekaar gesak en is daar op die plek dood. Toe dit gebeur het, Saulus al die klipgooiers gaan gelukwens met die moord wat hulle gepleeg het. Ons lees hier vanoggend van 'n jong man, Stefanus, wat met sy lewe
moes betaal, mense wat hom met klippe gooi, mense wat so aggressief teenoor hom optree, dat hulle klere uittrek om makliker te kan gooi. Weet jy hoe kwaad moet jy vir iemand wees, as jy eers begin om jou horlosie af te haal en jou klere uit te trek? Ek weet nie of jy al ooit by 'n geveg was nie, as twee manne mekaar slaan, hulle maak hulle horlosies los, hulle haal hulle ringe af, hulle haal hulle brille af en hulle haal hulle baadjies af, want hier kom nou moeilikheid. Maar hierdie jong man het niks anders gedoen as om net God te loof en prys, en hy moes met sy lewe daarvoor betaal nie. Stefanus was een van hierdie diakens in die gemeente, hy was vol van die Heilige Gees, 'n vurige man. En die Joodse raad raak so kwaad vir hom, dat hulle hom bymekaar bring om hom onder 'n kruisverhoor te neem. En hoe meer hierdie ou praat, hoe kwaader word hulle vir hom. Het jy al ooit, maak nie saak wat jy doen nie, of wat jy sê nie, mense is net altyd kwaad vir jou. Is daar sulke mense in hierdie kerk vanmôre? Stefanus was een van hulle. Broer Divan, ek sien jy steek jou hand op. Is jy 'n Stefanus vanmôre? Amen. En die Joodse raad verstaan jou net nie, dis eintlik hulle skuld. Maar weet jy, hierdie jong man, hoe meer hy praat, hoe kwaader word hulle vir hom, en op 'n stadium, toe vat hulle klippe. Nou kyk daai klippe, dis nie klein klippe nie, dis groot klippe daai. En hulle vat daai klippe en hulle gooi dit op Stefanus, want hulle wil hom doodmaak. En weet jy wat sê Stefanus aan die einde van dit? Ek sal julle nooit vergewe nie. Sê Stefanus vir daai klomp, ek sal jou vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Sê Stefanus vir daai klomp, wel, omdat julle my seer gemaak het, wil ek nou niks meer met die kerk, en wil ek nou niks meer met godsdienst te doen hê nie. Sê Stefanus vir hulle, ek gaan julle terugkry. Dink gou hier aan, Stefanus sien God. Hy sien Christus. Hy kon gebid het en gesê het, Here, wreek my. Hy kon gebid het en gesê het, Here, stuur 'n engel om hierdie manne bymekaar te maak, maar weet jy wat bid hy? Hy sê, Vader, vergewe hulle en reken dit hulle nie toe nie. Op hierdie lewenspad moet ek en jy kies watter kaartjie ons vir onsself gaan trek wanneer ons seer kry. Want jy gaan seer kry in hierdie lewe, en jy het al seer gekry. En wanneer ons seer kry, dan sukkel ons met vergewensgesindheid. En as jy nog nie weet nie, Stefanus se laaste woorde, waaroor vanoggend se boodskap gaan oor vergifnis. Want hierdie man kon gesê het, ek wil nie vergewe nie, maar terwyl die klippe op hom reën, spreek hy hulle vry. Jy en ek het vandag 'n keuse om te sê, wil ek een van hierdie kaartjies trek om te sê, ek is teleurgestel, ek het verwerping ervaar, ek het seer kry ervaar, ek het verlies of ek het vernedering, en daarom wil ek nie hierdie mense vergewe nie. Jy mag dalk dink dat dit wat met jou gebeur het baie erg is, maar kom ek vertel vir jou, Stefanus is dood as gevolg van wat ander mense gedoen het, en nogtans het hy hulle vrygespreek. Jy mag dalk dink, dit wat iemand teenoor jou gedoen het is verskriklik erg, maar kom ek vertel jou, Stefanus het gesterf, en terwyl hy sterf, toe kon hy nog die moed by mekaar skraap om te sê, vergewe hulle. Ek hou niks teen hulle nie. Here, vergewe hulle hierdie sonde. Eintlik wat hy vir die Here wil sê is, Here, ek dra niks in my hart nie, moet U ook nie. Kom, ons vergewe hulle. Kom, ons spreek hulle vry. Hierdie man het terwyl die klippe op hom val, terwyl die bloed uit hom uittap, terwyl hy vol kneesplekke is, dis seker een van die wreedste dode om te sterf, is as iemand jou met klippe stenig. 'n geweerskoot is vinnig. Maar hierdie ou gooi hom aanhoudelik. En weet jy, dit was nie stil toe hulle hom met klippe gegooi het nie. Hulle het hom gespot. Hulle het hom gevloek. Hulle het hom geskel. Hulle het hom gedreig.
Hulle het hom vertel dat hy's niks werd nie. Hulle het hom verwerp. Jy moet weet, dit was nie 'n ander volk wat dit met hom gedoen het nie. Dit was Stefanus se eie mense wat dit aan hom gedoen het. Want dikwels die mense wat ons die seerste maak, is die wat ons ken. Dikwels is die hardste hou, die hou wat kom van 'n pa of 'n ma of 'n boetie of 'n sussie of 'n man of 'n vrou of 'n kind of 'n dogter of 'n buurman of 'n kollega. Is dit nie so nie? As iemand hier verbyloop en hy sê vir jou, ag, jy's lelik, dan lag jy vir hom want jy gaan hom nie weer sien nie. Maar laat net iemand dit vir jou sê wat jou ken en jy sit met verwerping en onvergewensgesindheid. En hierdie onvergewensgesindheid, kind van die Here, sit om naderhand in verskriklike dinge in ons lewe en ons sit met trauma en wanneer jy daai persoon sien, dan kan jy hom nie vergewe nie en jy wil hom nie vergewe nie en jy wil nie met hom praat nie. Onvergewensgesindheid maak dat ek en jy nie meer na plekke toe wil gaan nie, want wat as so en so daar is? Kom nou kerk. Hoeveel keer het jy al gelieg en gesê, ek is siek? Dan is jy nie siek nie, jy wil net nie die ander persoon in die gesig kyk nie. Hoeveel keer het jy al gesê, man, ek kan dit nie maak nie, net omdat jy gehoor het die ander persoon gaan dit maak. En wanneer jy wel daar uitkom en die persoon wat jou seer gemaak het daar is, dan groet jy hom nie. Jy groet hom so koud. Jy hou hom so eenkant. Onvergewensgesindheid is 'n bittere ding in die kind van God se lewe. En as daar een ding is wat ons uit die laaste woorde van Stefanus uit kan leer, dan is dit maak nie saak hoe seer ek kry, of deur wat ek gaan, of hoe moeilik dit is nie. God gee my die vermoë deur Christus Jesus, deur die krag van sy Heilige Gees om te sê, Vader, vergewe hulle. Want ek vergewe hulle. Jy moet weet, vergifnis is 'n keuse. En daar's net 2 keuses vandag. Daar's net 2 keuses vandag. Die eerste keuse is onvergifnis, want dis die maklike keuse. Die maklike keuse is wanneer iemand jou seermaak, is die maklike keuse om te sê, ek wil jou nie weer sien nie, ek wil nooit weer met jou praat nie. Dan sing ons soos André Swarts, ek wil jou nooit weer sien. Die lewe is te kort daarvoor. Julle daai liedjie almal vergeet. Ek kan sien, party van julle kry heimwee. Daar is 'n suster daar agter met 'n traan in haar oog, want sy dink aan André. Dalk het André Swarts ook ergens in sy lewe al seer gekry, maar die feit van die saak is, die maklike keuse is onvergifnis. Die maklike keuse in ons menslike natuur is om te sê, ek gaan jou terugkry. En weet jy, dalk kry jy nie daai persoon terug nie, maar jy kan nie wag dat iets met daai ou gebeur nie. Dalk doen jy niks nie, maar as jy hoor hy het sy kar of sy werk verloor, dan sê jy, ja, hy verdien dit. Kan jy dink, ons sou nooit die laaste woorde van Stefanus gehoor het, as hy nie gesê het, Vader, vergewe hulle nie. Hierdie man kom met 'n glimlag, bloedende hemel toe gaan, omdat hy kon vryspreek, en omdat hy kon vergewe het. Matteus 18 vers 34 tot 35, eintlik die hele gedeelte voor dit handel oor onvergifnis, maar hoor gou hier, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. As jy nie kan vergewe nie, dan sê die woord van God, dat die koning, met ander woorde, God gee jou oor aan die pynigers. Meeste van ons in hierdie gemeente het al 70x7 gedoen, en ek wil jou net so 'n bietjie herinner, dat wanneer jy nie kan vergewe nie, dan stuur God die pynigers in jou lewe in, en hierdie pynigers manifesteer dikwels as siekte, dit manifesteer dikwels as verhoudinge wat nie werk nie, werke wat nie gehou kan word nie, omdat ek en jy 'n lewe van onvergewensgesindheid by onsself gekweek het. En kan ek vir jou sê, as jy een ou nie kan vergewe nie, dan raak dit maklik om die volgende ou ook nie te kan vergewe nie. En voor jy jou kry, dan sit jy in 'n lewe in, waar jy soveel mense het, wie jy haat, en wie jy ondermyn. Stefanus leer my en jou, dat alhoewel dit maklik is om nie te vergewe nie, dit nie die regte keuse is nie. Jy sien, daar's 'n paar geestelike nagevolge. Ek kan nie meer bid soos ek gebid het, as ek nie kan vergewe nie. Emosioneel en psigologies raak ek verbitterd.
Jy kan sien as mense onvergewensgesindheid in hulle lewe het. Dit wys op hulle gesigte. Hulle is bitter. Ons praat van iemand het grondpad geloop. Dikwels is daai grondpad 'n pad van onvergifnis gewees. Psigologiese en emosionele nagevolge. Ek wil vandag ook vir jou sê dat dit ook baie keer fisiese probleme in ons lewe meebring. Dit bring baie dikwels siektes in ons lewe in mee. Bitterheid is 'n verskriklike, intense ervaring en trauma binne die liggaam van die mens. En ek wil so ver gaan, en ek is nie 'n mediese kenner nie, maar ek weet van baie mense wat van kanker genees is die oomblik toe hulle vryspreek en vergewe het. In 2001 was daar 'n studie gewees in 'n amptelike mediese joernaal wat gewys het dat mense wat wrokke hou gewoonlik aan hoë bloeddruk en aan hartkwale ly as gevolg van die stres en die trauma wat onvergewensgesindheid in hulle liggame inbewerk. Dis verskriklik, né? Dis 'n maklike keuse om nie te vergewe nie, maar die nagevolge is baie groot. In jou lewe sit jy met hierdie pynigers waarvan God se woord praat. Nie omdat God jou nie wil help en nie omdat God jou nie wil genees nie, maar jy kan nie en wil nie vergewe nie. En dalk moet ons woorde verander en ons moenie meer vir mekaar sê ek kan hom nie vergewe nie. Kom ons hou op vir mekaar lieg en sê ek wil hom nie vergewe nie. Ek wil haar nie vergewe nie. Ek wil hulle nie vergewe nie. Ek kies om dit nie te doen nie. Die tweede keuse, en dis die enigste twee keuses wat jy het, maar die tweede keuse is vergifnis. In Matteus 6 vers 4 bid die Here Jesus en hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Vergifnis is 'n goddelike saak. Jy sien, wanneer ek iemand vergewe, dan raak ek geestelik vry. Wanneer ek iemand vergewe, dan kry ek soveel verligting in my siel en in my gemoed in, want ek het nou die keuse gemaak om te vergewe. En om te vergewe is nie eintlik so moeilik nie. Ek het bietjie gaan dink oor maniere wat ek jou kan help om vanoggend mense te kan vryspreek soos wat Stefanus mense vrygespreek het. Die eerste ding wat jy vanmôre moet doen is om te erken dat jy het seer. Ons lieg mos vir mekaar. En dan sê ons, nee, dit pla my nie meer nie, maar ek wil niks met hom te doen hê nie. Jy lieg, jy het nog seer. Ag, weet jy wat, ek is nou oor dit, maar ek wens nog 'n bus ry oor haar. Kom nou kerk. Jy het seer. Jy kan nie vergewe nie, want jy het nog seer. Hier's nog emosionele pyn. Ek kan ook gou vir jou sê, dis die moeilikste om jouself te vergewe. Maar die eerste stap vanmôre om by vergifnis te kan uitkom, wil ek daarom vir jou sê, begin by erkenning van pyn, om te sê, daai persoon het my seer gemaak. Ek het seer gekry en ek het verlies of pyn. En dan kom die tweede element, en dis om te sê, ek kies om te vergewe. Wil jy nie vanoggend saam met my 'n geestelike aksie uitvoer nie? Raak net gou stil vir 'n oomblik, maak toe jou oë. Dink aan daai persoon of persone wat jou so seer gemaak het. En dan sê jy vanoggend, ek kies om Jannie of Sannie of wat ook al hulle name is, te vergewe. Dis moeilik, ons gaan dit weer doen. Sê vanoggend, ek kies om daardie persoon te vergewe. Begin by 'n keuse. Die derde element is, wanneer jou reg weg is jou weg reg. Ek wil dit weer sê, help net gou daar show en ek hoor hy maak 'n bietjie feedback. Wanneer jou reg weg is jou weg reg. Vang jy dit? As jou reg weg is jou weg reg. Dit beteken dat wanneer ek sê ek gaan nie wraak neem nie, dan is jou pad eers reg. Wanneer jy kan sê, man, ek wens daai ou word 'n miljonair. Ek wens daai vrou kry 'n beter man as die een wat sy by my gevat het, prys die Here. Wens hulle die beste toe. Want wanneer jou reg om wraak te neem weg is, dan raak jou weg eers reg. Die vierde
en is miskien die moeilikste, bid vir jou oortreders. Bid vir hulle. Sê die woord van God nie vir ons, en bid vir jou. Ons bid net vir ons vriende. Jy bid net nie vir die mense wie jy mos like. As die pastoor jou kwaad maak, dan bid jy nie meer vir hom nie. Dis dan wanneer jy vir die pastor moet bid, as hy jou vyand geword het. As jou man jou kwaad maak, is dit die tye wat jy vir hom moet bid. So wanneer laas het jy vir jou vyande gebid? Wanneer laas het jy vir diegene gebid wat teen jou geoortree het? En nie gebid het en gesê het, Here, ek bid dat u haal sal stuur en sy kar vol duike slaan nie. Nee, maar gebid het en gesê het, Here, bless hom, bless haar, bless daai persoon. Die 5de element van vergifnis is fokus op God, want as ons op God fokus, dan besef ons, hy het my vergewe, daarom kan ek vergewe. En laaste, wees prakties. Moenie net sê ek vergewe jou nie, as jy weer daai persoon sien, groet hom mooi. Hallo. En julle, ek weet dat hierdie is oppervlakkig, maar ons sit met mense vanoggend wat verkragt is en wat gemolesteer is, by wie daar groot diefstal plaasgevind het. En ek wil nie hê jy met jouself in 'n gevaarzone in plaas nie, want dis ook nie wat God wil hê nie. Maar ek wil hê dat jy vanoggend kies om daai persoon te vergewe en te sê, Here, ek wil hulle nie noodwendig weer sien nie, maar Here, ek vergewe hulle en ek spreek hulle vry en ek bid dat dit met hulle sal goed gaan. En dit is die kuns, dis die kruks van hierdie sessie vanoggend, is om so Stefanus in midde van groot pyn en verlies te kan sê, Here, vergewe hulle. Dis moeilik om die onvergeetlike te vergewe. Dis moeilik om te vergewe en hierdie stappe te volg as ek werklik seer gekry het, maar hoe groter die opoffering, hoe groter die oorwinning. Hoe groter die opoffering, hoe groter die loon. Daai persoon het al van jou vergeet. Daai persoon dink nie eens meer aan wat hulle aan jou gedoen het nie. Jy wens hulle dink aan jou. Hulle dink nie aan jou nie. Jy is die een wat dag en nag daaroor top. Jy is die een wat deur die pyn en die trauma gaan, omdat jy nie wil vergewe nie. Kerk, jy sit vanoggend in 'n tronk in hierdie plek, maar kan jy vanmôre besef dat as jy net kan sê, Here, ek vergewe, ek spreek vry, dan kan jy in 'n lewe van oorwinning en oorstap. Dit het tyd geword om te sê, ek vergewe, Here. En as dit jouself is wat jy vanoggend moet vergewe, vergewe. Ek wil vanoggend jou met 'n stukkie padkos huis toe stuur. Kweek 'n leefstyl van versoening, want jy gaan nog baie seer kry. Jy kan 70 maal 7 10 keer doen. Jy gaan hom 10 keer nodig kry, want as jy hom klaar gedoen het, gaan 'n volgende ou jou weer seermaak. Gaan 'n volgende ou jou weer teleurstel. Gaan iemand weer vir jou iets sê wat jy nie van hou nie en wat jou gaan ongelukkig maak. Dis hoekom dit belangrik is om 'n lewe te kweek van versoening. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 19, een van die mooiste skrifte. Hy sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. Kerk, jy het 'n bediening van vergifnis. Jy het 'n bediening van versoening, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Waar ook al jy gaan, moet jy versoening bring. Hou jou hart naby aan God en nie naby aan mense nie, en jy gaan nie seer kry nie. Jy sê mos jy worry nie wat mense van jou dink nie. Nou, hoekom vergewe jy nie daai persoon nie? Maar hy het vir my een keer iets gesê. En hou jou hart naby aan God. Maak barmhartigheid 'n gewoonte en kerk van die Here, vergewe vinnig. As iemand jou seer maak, draai om en sê ek vergewe jou. As jy hom weer sien, veral hier in die kerk, en hierdie kerk gaan jy baie seer kry, en dan los jy hierdie kerk, dan gaan jy na die volgende kerk toe, ek het 'n surprise vir jou, jy gaan daar ook seer kry. Kan ek jou sê hoekom? Want daar's ook mense, en waar mense is, gaan mense seer maak. Leer om vinnig te vergewe, en los die verlede. En die 5de tip, omring jou met mense wat vergewe. Moenie jou met mense omring wat nie kan vergewe nie, want jy raak soos hulle is.
Jy begin ook naderhand wrokke te hou. Weet jy hoe werk dit? Jannie maak vir Pietie seer. Jy's Pietie se vriend. Pietie wil nie vir Jannie vergewe nie. Jannie het boggerol aan jou gedoen nie. Jy vergewe ook nou nie vir Jannie nie, want hy het vir Pietie seer gemaak. Omring jou met mense wat kan vergewe. En jy sal 'n leefstyl van versoening kan kweek. Makliker gesê as gedaan, né? Stefanus se laaste woorde was toevallig ook Christus se laaste woorde. Die skrywer van die boek Handelinge is ook die skrywer van die evangelie volgens Lukas, dis Lukas. En hy het al twee se woorde saamgevat. En hoor wat sê hy in Lukas 23 vers 34, en Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Handelinge 7 vers 60 sê, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Beide seer, stikkend, verneder. Beide op hulle laaste sê, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Wil jy vanoggend vergewe? Want dis 'n keuse. Ek haas my om klaar te maak. Kerk van God. God vergewe my deur Christus. Ek vergewe ander in Christus. God het my vergewe, daarom kan ek ook die volgende persoon vergewe. Omdat ek vergewe is, kan ek ander vergewe. Omdat die Here my sondes van my weggewas het, kan ek ook 'n ander se sonde nie wegvat nie, hy moet nog steeds na God toe gaan, maar weg van my afvat. Weg van my gedagtes afvat. Weg van my lewe afvat. Ek kan vryspreek omdat ek vrygespreek is. Ware vergifnis beteken ek kan dit ook aan ander gee. Die Jode kon nie vergewe nie, want hulle het nooit na God toe gegaan vir vergifnis nie. Stefanus, die Jood, kon, want hy het vergifnis ervaar in Christus Jesus in. Jy is mos vergewe, amen. Daarom kan jy vanoggend vergewe. Ek wil graag vir jou 'n gebed doen. Wil jy nie op jou voete staan? Ek wil jy almal moet vanoggend staan. En ek wil die orkes na vore nooi. Daar's vlakke van mense wat moet vryspreek. Daar's mense wat baie maklik kan sê, ag Here, dis nou nie so erg nie. Die pastoor het dit nie so bedoel nie, ek vergewe hom. Dis maklik om hom te vergewe. Maar dit is bietjie moeilik om iemand te vergewe wat R1 miljoen aan jou skuld. Hier in Suid-Afrika is dit bietjie moeilik om die ander rasse te vergewe. Is dit nie so nie? Dit is bietjie moeilik om die regering te vergewe. Dit is 'n bietjie moeiliker om iemand te vergewe wat van jou geskei het en jou lewe van jou kom neem het. Jou geluk van jou kom steel het. Dit is bietjie moeiliker, né? I'll cherish that old rugged cross till my trophies at last are laid down. Well, I will cling